Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Dinsdag 11 November, altare van hertoewyding. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons sê vir U vreeslik baie dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie studie vandag te kan bestudeer en uit U woord te kan lees. Liewe Vader, seën asseblief vir die studie en die woorde wat ons gaan leer. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Om watter rede het Josua 'n altaar vir die Here gebou? Lees Josua 8 vers 30 en 31 en Deuteronomium 11 vers 26 tot 30, sowel as Deuteronomium 27 vers 2 tot 10. Ons lees Josua 8 vers 30 en 31. Toe het Josua 'n altaar gebou vir die Here, die God van Israel, op die berg Ebal, soos Moses, die knegt van die Here, die kinders van Israel beveel het, soos geskrywe staan in die wetboek van Moses, 'n altaar van ongekapte klippe, waaroor geen yster geswaai is nie, en daarop het hulle aan die Here brandoffers gebring en dankoffers geslag. Ons lees Deuteronomium 11 vers 26 tot 30. Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor. Die seën as julle luister na die gebooie van die Here julle God wat ek julle vandag beveel, en die vloek as julle nie luister na die gebooie van die Here julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop wat julle nie geken het nie. As dan die Here jou God jou inbring in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem, moet jy die seën op die berg Gerizim lê en die vloek op die berg Ebal. Lê hulle nie oorkant die Jordaan agter die pad in die weste in die land van die Kanaaniete wat in die vlakte woon teenoor Gilgal by die terpentynbome van More nie? Deuteronomium 11 vers 26 tot 30. Ons lees Deuteronomium 27 vers 2 tot 10. En die dag as julle deur die Jordaan gaan in die land wat die Here jou God jou sal gee, moet jy vir jou groot klippe oprig en dit met kalk bestryk. En jy moet as jy oortrek daarop skrywe al die woorde van hierdie wet, sodat jy kan kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, 'n land wat oorloop van melk en honing, soos die Here, die God van jou vaders, jou beloof het. As julle dan deur die Jordaan trek, moet julle hierdie klippe waaromtrent ek julle vandag bevel gee, op die berg Ebal oprig, en jy moet dit met kalk bestryk. En jy moet daar vir die Here jou God 'n altaar bou, 'n altaar van klippe. Jy mag geen yster daaroor swaai nie. Van ongekapte klippe moet jy die altaar van die Here jou God bou, en jy moet daarop brandoffers bring aan die Here jou God. Ook moet jy dankoffers slag en daar eet en vrolik wees voor die aangesig van die Here jou God. En jy moet op die klippe baie duidelik skrywe al die woorde van hierdie wet. Verder het Moses en die Levitiese priesters die hele Israel toegespreek en gesê: Wees stil en luister, o Israel, vandag het jy die volk van die Here geword. Daarom moet jy na die stem van die Here jou God luister en sy gebooie en sy insettinge volbring wat ek jou vandag beveel. Deuteronomium 27 vers 2 tot 10. In hul tydvak het die patriarge altare opgerig. Hierdie altare baken die roete van hul pelgrimsreise af en dien ook later as tasbare voorstellings van hul aansprake op die land wat God hulle beloof het. Met die oprigting van hierdie altaar in Josua 8 getuig Israel dat God wel sy beloftes aan hul voorvaders nagekom het. Josua se altaar is veral 'n noukeurige uitvoering van die dinge wat in Moses se voorskrifte beskryf word. In Deuteronomium 11 vers 26 tot 30 en Deuteronomium 27 vers 2 tot 10. Josua 8 vers 30 tot 35 speel 'n noemenswaardige rol ter vorming van die Bybelboek se oorkoepelende teologiese boodskap.
Twee nie verbandhoudende tipes gebeure word hier byeengebring. Die ongelooflike gruwsaamheid en gewelddadigheid van oorlogvoering enerzijds en aanbidding in die vorm van 'n herbevestiging van die verbond anderzijds. Hiermee neem die boek Josua ons terug na een van die belangrikste teologiese temas wat van die staanspoort af in hierdie boek opgestel word. Josua, wat die mandaat ontvang om die volk in 'n lewe van verbondsgehoorsaamheid te lei in Josua 1 vers 7. Dit is inderdaad hoe Josua ook aan die einde van hierdie boek uitgebeeld word in hoofstuk 24. Ondanks die belangrikheid van oorlogvoering en verowering, lig Josua iets belangriker hier uit, om getrou aan die voorskrifte van God se wet te wees. Die verowering van Kanaan is maar 'n enkele stap ter vervulling van die Here se planne met Israel en die herstel van die hele mensdom. Die besluit om aan die Torah se voorskriftelike leer getrou te wees, al dan nie, dit is die groot vraag wat die lot van die mensdom bepaal. Josua laat skryf die wet op groot afgekalkte klippe. Dit verskil van die wat vir die altaar gebruik is, soos gelees in Deuteronomium 27 vers 2 tot 8. So hierdie hoop groot klippe, wat waarskynlik die 10 gebooie bevat het, was 'n aparte klipmonument wat in die omgewing van die altaar opgerig is en het die Israeliete voortdurend aan die voorregte en verpligtinge wat uit die verbond spruit herinner. Die Ou Testamentiese Joshua of Josua wys vooruit op die Nuwe Testamentiese Yeshua of Jesus. Josua is die skadubeeld of tipe van die volmaakte beeld of antitipe Jesus, wie se taak dit onder andere was om die mensdom terug na die gehoorsaamheid aan die Here te lei. Ten einde hierdie taak uit te voer, moes Jesus egter in stryd met die bose magte tree. Sy einddoel was om al die verbondsvereistes namens ons te vervul. Ons lees in 2 Korintiërs 1 vers 20 in die Bybel vir almal. Want alles wat God beloof het, het waar geword toe Christus gekom het. Daarom, wanneer ons Amen sê, dan sê ons dat alles waar is wat ons van Christus glo en so prys ons vir God. 2 Korintiërs 1 vers 20, Bybel vir almal. Watter geestelike praktyke kan ons deesdae beoefen wat op dieselfde gebaar as die bou van die altare in antieke tye neerkom?